Goeiemôre. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ek sê Israel klink American. Hulle gaan, daar so baie van hulle wat Amerika toe gaan, hulle kom terug en hulle is shalom, shalom. Shalom, shalom. Jy weet, mense verwag dit en dan hoor jy shalom, shalom. Hoor jy, dit is, as jy ooit die geleentheid kry om te kan gaan en as die bron weer ooit 'n toergroep oorstuur, wil ek graag hê dat julle julle name moet opgee. Dit verryk jou lewe geweldig baie. Die Bybel kry die regte prentjies. Okay? Jesus kry 'n ander kleur. Dis regtig kosbaar. En dan het ek nie geweet nie, maar ons het bitterlekke mense in hierdie kerk. So aan almal wat saam gegaan het Israel, julle is amazing klomp mense. Dankie, kom ons klap sommer net hande. Maar dit was regtig lekker. Ian, thank you. Dankie vir jou moeite, Ian. Jessie, dit was nou genuine nice. En daar word jy gekonfronteer met alles, hoor. Daarso het jy konflik met wat jy glo, wat jy gedink het reg gesien, wat nie reg is nie. En dan sit jy in die gesels met Jode en dan kom jy agter, hierdie ouens stel nie belang in Jesus nie. En hulle verwerp die hele Nuwe Testament. Al jou heroes, Paulus, Jakobus, Johannes, Petrus, Galilea, beteken vir hulle niks nie. Dis hartseer. So as jy daar kom, is jy's verwar, dit is soos 'n shot in die gut, jy loop al rond vir 'n paar dae, dan is jy soos diep teleurgestel. Want jy sien wat gebeur wanneer mense Jesus verwerp. Daar's 'n doodsheid. En ongelukkig is dit die waarheid. So nou kom jy net kontak met mense en hulle gaan nou om te gaan bid, hulle gaan nou om die Here, om die Vader te gaan verheerlik, maar dan is jy gekonfronteer met daai skrifte van die Nuwe Testament waar Jesus sê niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur my nie. Dan is jy soos, nou wie aanbid hulle dan? As hulle nie die Vader vandag kan aanbid nie, wie aanbid hulle? Yes, en dan stap jy's hartseer as jy daar stap. Want as Jesus die Seun van God is, dan aanbid hulle iemand anderste. Nie die Vader nie. Jesus maak stellings en as julle werklik die God van Abraham, Isak, Jakob aanbid, dan sal julle my ontvang het. Maar nou verwerp julle my, so hoe kan julle sê julle is van die Vader? Julle is van die duiwel. Nou kom al die goeters en maak sin en jy soos, o Jesusie, ons aanbid nie dieselfde God nie. Ons aanbid Jesus Christus, wat ons toegang gee tot die Vader, en wat ons verhouding gee met die Heilige Gees. Dit is scary, julle. En daardie mense, vir hulle om gered te word, moet hulle glo in Jesus. Want niemand kan die wet onderhou nie. Almal van ons val kort van die heerlikheid van God. Is dit nie hartseer nie? Dit was nie lekker nie. Maar kom ek vertel julle gou, want julle is nou toepstil. Julle dink nou, dis wonderlik, dink bietjie daaroor. Sela. Maar kom ek vertel julle gou net twee vinnige goedjies wat gebeur het wat vir my snaaks was. So op pad soontoe sien ek 'n priester en hy het sy swart kleertjies en sy wit dingetjie wat die uitsteek. En die eerste ding wat ek wil doen is ek weet nie hoekom nie, maar dit is net soos dit was 'n oomblik. Is soos hier is iets wat my aandag trek en ek het hierdie brandende begeerte om vir hom te sê, Padre, forgive me for I have sinned. En toe word ek gedeer deur my skoonmaak, jy doen dit. Wat gaan ek doen? Wat gaan ek doen? So ek toe ek my oomblik kry, dis ek soos, Padre, forgive me for I have sinned. Hy het net gesmaal, ek dink hy het regtig gehoor wat ek sê nie, want ek het 'n aksent gegooi, so Italian as kan kom. En hy het net gesmaal. En 'n ander enetjie by die poele van Bethesda staan ons en daar's een van die priesters kom na my kinders toe en hulle het hulle rugby, hulle springbok kleertjies aan en ek sien hierdie priester stap na hulle toe en ek is so
ek gaan gou hoor wat het my kinders gedoen, wat het hulle iets aangevang, iets geraak het hulle nie mag, ek gaan toe en hy soos, so you guys are South African. Ek is soos, yes, we're South African. Hy sê, Springboks, world champions. Ek sê, wow, father, do you watch rugby? Hy sê, of course, I am French. Ek sê toe vir hom, sorry padre, maybe next time, You never know. En dit is dit nie snaaks, as jy tussen sulke klomp mense is, dan gooi jy Italian aksente, like crazy. Dit is soos as jy tussen 'n klomp Skotte is, dan gooi jy ook Skotse Engels. En so, hy was 'n aangename ou, en ons het lekker gesels, en so is ons op pad uit, en ons het net gou as 'n span, het ons gou ietsie geëet daarso, en ek sê toe vir die meisies, want hulle het so gelukkig met hom gesels, ek sê vir die priester, hy sê van, bye padre, bye, en hulle waai, en hulle groet so, en my middelste enetjie, Olivia, wat baie soos ek is, sy kyk na hom toe, nou staan sy soos, bye padre, World Cup champions, hy smile toe, maar dit was, ag, en so, dit was sulke storieetjies, baie sulke storieetjies, jy maak maar vir jou sulke oomblikke, maar was regtig besonder, as jy ooit die geleentheid het, ons het nou ons spaargeldjies, en my skoonpa het hulle spaargeldjies losgemaak, so dankie vir dit ook, maar ons is leeg, ons moet nou weer van vooraf begin spaar, maar dit was so die moeite werd, dit het ons kinders se lewens verryk, as jy sien waar alles gebeur het, en nou skielik is daar konteks vir 'n klomp goeders, en hulle stel belang om meer te leer, so dit maak jou leergierig, dit maak jou ywerig om jou woord te ken, om regtig te verstaan wat in die evangelie staan, en om sulke goeders agter te kom van, wow, wat gebeur het in Israel, dat hulle God verwerp het, en hoe ons die genade ontvang het, ons wat God nie God genoem het nie, ons wat ver was, hoe ons nou die voorreg het om God te kan noem, en het in die hartseer te beleef van dit wat in die Bybel staan, die feite dat daar gaan 'n tyd van herlewing kom, maar dis nie nou nie, en vir hulle moet oor hulle tradisies en oor hulle wette kom, om Christus te kan ontvang, as hulle dit nie doen nie, is dit soos 'n heiden wat nooit in Christus glo nie, en dit is die realiteit, dit is hartseer, daar is nie 'n spesiale genade vir hulle wat nou sterf nie, as jy nie in Christus Jesus glo nie, sterf jy, en dit is 'n hartseer realiteit, so ons bid, en dis hoekom Paulus ook sê, ons het niks om oor te boast nie, daar's niks om oor opgewonde te raak nie, daar's niks, en ek stap daar rond, en ek al hierdie skrifte konfronteer in my hart, want mens wil jouself oortuig, nee man, hulle aanbid die Here, hulle gaan okay wees, die skrifte in die Nuwe Testament, laat dit nie toe nie, jy moet tot geloof in Jesus Christus kom, punt klaar, en soos wat jy daar loop, en hierdie goeders woed deur jou, en al die goeders, dan begin jy bid vir hierdie mense, jy begin bid, en jy vertrou dat ons, nou Paulus maak 'n baie amazing observasie, en hy sê, dat hulle gaan jaloers word, die Gentiles, ons as gelowiges, as 'n kerk is veronderstel, om so verryk te word, so Christus te moet geniet, dat hulle moet jaloers word op dit wat ons het, en ek wonder of ons hulle enigstens jaloers maak, is daar hierdie vreugde, hierdie uitspattige joy, hierdie radikale aanraking van God, wat maak dat ons lewens neerlê, wat 'n skuif in mense se oortuigings maak, is ons enigstens besig om die naald te skuif, want dit is wanneer hulle tot bekering gaan kom, is wanneer ek en jy, hulle gaan jaloers maak, oor dit en die verhouding wat ons met God het. Het jy daardie verhouding wat die naald skuif, dat die Jood na jou gaan kyk en sê, "Sjoe, jy laat my twyfel in my rituele, jy laat my twyfel in my godsdiens." Ek wonder of Jesaja 53 nie, hulle ignoreer dit mos absoluut heeltemal, Jesaja 53, wat die kruisiging van Jesus beskryf, en lewe ek en jy op so 'n manier, dat hulle teruggaan na daai hoofstuk toe en sê, wow,
ek het dit gemis. Want daai dag gaan kom vir hulle en hulle gaan ween die een wie hulle gekruisig is en hulle gaan na hom toe smag en hulle gaan na hom toe uitreik. Maar ons moet nou al begin so lewe as 'n liggaam in Christus. Maar dit is die vreemde ding wat jy daar so konfronteer, die dinge wat jou hart tref. Dit is hoe kan 'n volk op hierdie plek eindig waar hulle Jesus heeltemal verwerp? Hoe is dit moontlik? Want as ons kyk na dit wat in Egipte gebeur het en die hele Exodus waaroor hulle jubel en juig oor waaroor baie van hulle aanbidding gaan is oor daai Exodus uit Egipte en alles. As jy gaan kyk na wat alles daar gebeur het, daai was die generasie wat die Here die meeste ervaar en beleef het. Al die wonderwerke, die 10 plaae, die 4 kolom en die wolk en al die wonderlike dinge hoe God homself openbaar het en op die berg Sinai en yes, hoe amazing. En dan die manna wat elke dag daar is. As hulle opstaan is dit daar en die kos is klaar voorberei. Al wat jy moet gaan doen is net vir jou genoeg haal vir jou en jou familie. En jy kan brood bak en jy kan allerhande goedjies doen met dit maar net om op 'n plek te kom waar jy die manna begin minag. En dit is die probleem. So nou stap ek daar in Jerusalem rond en ons bid en ons vra en ons toets ons woord en al sulke goeders. Hoe is dit dat hierdie ouens, wat is dit wat hulle gedoen het wat ek na kan kyk en seker maak dat ek nie dieselfde fout maak nie? Want onthou, die lering, die Ou Testament werp ons nie net een kant toe nie. Ons leer daaruit. Ons kyk en Paulus sê dit is die evangelie, die woord van God is om regwysings te maak, is om ons te konfronteer, is om ons aanspreeklik te hou. Dit is sodat ons goeders kan skuif en verander in ons raamwerk, sodat ons nie dieselfde foute en patrone herhaal soos die van die Israeliete nie. En terwyl ek daar stap, besef ek maar ons herhaal dieselfde probleme en ons doen dieselfde ding teenoor God elke dag van ons lewens. En hier is weer een van daai dinge waar ek net besef het, ek is niks beter as hierdie persoon hier langs my nie. Daai Jode wat daar so by die Wailing Wall staan en dit is hulle plek van gebed en dit is die heiligste plek vir hulle, die naaste wat hulle kan kom aan waar die tempel was. En hulle dink dat om daar te bid gaan maak dat hulle meer seën kry of dat hulle gaan gehoor word en al daai dinge en hulle besef nie, hulle staan daar so by 'n klomp klippe en rotse wat deur die eeue al afgebreek is en oorgebou is, maar hulle besef nie dat hulle is die lewende stene van die nuwe tempel van God nie, of hulle kan wees nie. En so ek gaan kyk en ek worstel met 'n paar dinge en ek sê, Here, wys vir my waar het hulle skeef begin loop en ek wil dit vanmôre met julle deel en vanmôre se tema is die manna en die Messias en dit is wanneer ek wil amper sê dit is wanneer ons na God kyk en sy voorsiening raak vir ons of interesseer ons meer as wat sy aangesig doen. Dit is wanneer die probleme begin ontstaan. Dit is wanneer ons na God kyk en ons kyk na alles wat hy vir ons kan doen, wanneer dinge begin ofruils gaan, wanneer die voordele en wanneer ek tevrede raak met die voordele van God, maar sonder die verbintenis aan die gewer van al hierdie goeie gawes wat hy vir ons gee, soos vergifnis en genade. En so wanneer ons kyk na die geskiedenis, dan sien ons hoe hand se God oor hulle is en wat hy alles vir hulle gedoen het, maar dit is 'n generasie wat gewoond geraak het aan hierdie dinge wat die Here doen. Hulle het gewoond geraak aan die manna en op 'n stadium raak hulle dankbaarheid verander in gewoonte, hulle gewoonte verander in moegheid. Hulle raak moeg, hulle raak siek en sat vir hierdie daaglikse wonderwerk wat God vir hulle doen en hierdie moegheid verander in minagting en toe hulle die manna minag, toe begin hulle die Here of die God van die manna minag.
En dit is 'n groot probleem, en dan sien ons natuurlik daar die partial blindness wat intree, wat Paulus van praat, hoe hulle dan begin blind raak, want hulle kyk na die dinge wat hulle nie op daardie oomblik het nie. Onthou, hulle kom uit Egipte uit, en iewerste moes hulle self begin oortuig het en gesê het, weet jy wat, daai was lekker tye. Onthou, hulle het 2 jaar, hulle het 40 jaar het hulle manna gekry, maar in die 2de jaar al, toe begin hulle ondankbaar raak vir hierdie bonatuurlike voorsiening van die Here. Hierdie aldaaglikse substance, hierdie godly bread van God, waarmee hy mense gee, en wat genoeg is om hulle te sustain, is die Engelse woord, om hulle te sustain, om te dra. Hulle raak moeg vir dit. En so kom ons dan op Numeri 21 vers 5, waar hulle sê, waarom het jy ons uit Egipte laat trek, om in hierdie woestyn te sterf? Daar is geen brood nie, geen water nie, en ons is siek en sat vir hierdie elendige kos. Ons is siek en sat vir hierdie elendige kos. Onthou, God sal nie vir jou iets gee as dit elendig is nie, as dit nie substance het nie, as dit nie jou kan dra en jou onderhou nie, sodat jy sekere ander dinge nie hoef te hê nie. So dit is genoegsaam vir jou, om jou gelukkig te hou, om jou gesin gelukkig te hou, maar iewerste raak jy ondankbaar vir dit wat eintlik genoegsaam is, om jou gelukkig te hou, en jy verwys na goeders wat ander mense het, en nou raak jy ongeduldig, en jy raak ondankbaar. En nou sê jy vir jouself presies wat Adam en Eva gesê het van, hoekom wil God iets goeds van my weerhou? Hoekom bederf hy nie net met hierdie ding nie? Hoekom gee hy nie vir my hierdie ding nie? En dit is waar die konflik kom, en ons sien dan hoe die mens in sy eie krag sekere dinge wil bemagtig en bereik, en dit is waar die popo die fan tref, dis waar die dinge skeef begin loop. En hulle het hulle oortuig dat hierdie is elendige brood, hierdie is elendige kos. Daar's niks fout met dit gewees nie, maar dis hoe hulle begin voel het. Dit is 'n hartkondisie, met ander woorde, ons noem dit die manna siekte. Dit is om ondankbaar te wees vir dit wat die Here vir jou gegee het. Niks fout met die brood nie. En so begin hulle, en ons het daai Engelse spreekwoord, familiarity breeds contempt. Wanneer jy genade gewoond raak, raak jou geloof ook gevaarlik. En kom ons gaan lees bietjie Johannes 6, maar nou spring ons, nou sien ons hoe hulle begin hierdie hulle verlang, hulle dink wat Egipte gehad het, dat hulle dit ook moet hê. Hulle moet ook die abundance hê, die vleis en die vrugte en die abundance. Hulle vergeet hulle was slawe. Slawe lewe nie in abundance nie. Jy kry wat die meester vir jou gee, wat hy vir jou toelaat om te vat, dit is jy geregtig op. Jy kan nie net vat nie, jy's nie 'n kind in die huis nie. Jy is die ou wat moet wag voor iets om vir jou aangebied te word. Jy kan nie net vat soos jy wil nie. En hulle het hulle self oortuig, ons het 'n feesdag gehad. Jy was 'n slaaf in 'n land wat nie joune is nie, onder 'n rigter wat nie van God afkom nie. Johannes 6:26. Jesus answered, very truly I say to you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. Then they asked him, what must we do to do the works God requires? Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one he has sent. So they asked him, what sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness, as it is written, he gave them bread from heaven to eat. So daardie manna was 'n teken gewees dat God hulle ontvang, dat hulle aan hom behoort, dat hy hulle sal onderhou. Dit was 'n teken gewees, maar hulle het dit misgekyk. And Jesus said to them, very truly I tell you, it is not Moses who has given you bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, always give us this bread. Then Jesus answered or declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry.
And whoever believes in me will never be thirsty. So eeue later, wanneer in die tyd van die manna tot en wanneer Christus kom, is hy die brood wat van die Vader afkom. En nou gaan ons kyk hoe hulle hom hanteer. Johannes 6:26. You are looking for me not because you saw the signs I perform, but because you ate the loaves and had your fill. You are looking for me because you ate the loaves and had your fill. Luister mooi. Ek skiep 'n gedeelte. You are looking for me because you ate the loaves and had your fill. Luister wat sê hy. Hy sê julle kyk na my en julle volg my. Nie omdat julle die openbaring gekry het dat ek die seun van God is nie. Nie omdat julle na my kyk en sien dit wat ek doen is, ek is die seun van God, die Messias wat gekom het nie. Binding up the wounds of the afflicted, setting the captives free, raising the dead, healing the sick. Hulle sien nie daardie dinge nie. Hulle kyk na hom en hulle volg hom, want hy kan hulle begeertes vervul. Hulle behoeftes vervul. Ek volg Jesus Christus. Hoekom? Want hy gaan vir my doen net wat ek vra. Hy gaan vir my gee wat ek wil hê. En so daar begin hulle skeefloop en Jesus stel dit op en hy sê dit vir hulle. Hierdie is julle probleem. Hulle soek die brood, maar nie die verlosser nie. Hulle wou 'n Messias gehad het. Hulle gee nie om of hy die seun van God is. Hy kan hom noem net wie hy wil wees. Solank hy vir hulle doen wat hulle wil hê. Dit is waarna hulle verlang. Hulle soek nie iemand wat hulle harte konfronteer nie. Hulle soek nie iemand wat vir hulle sê, jy moet verander nie, jy moet bely, jy moet repent, draai terug, keer terug na jou eerste liefde nie. Jy het jou liefde vir God verloor. Iets anders te gryp jou hart. Hulle soek nie dit nie. Hulle soek die voordele van geloof sonder die prys van gehoorsaamheid en onderwerping. En dit is nog steeds die mens se natuur om God te gebruik vir tydelike voordele. Ons eer hom vir daardie tydelike voordele, maar ons aanbid hom nie omdat hy ewige waarde het nie. Hy is ons ewige skat. Nou die prys van die brood is totale oorgawe vir ons. Johannes 6 vers 53, hy sê, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Weer eens, hier is ons 'n skrifgie, hy sê, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Nou stap ons in Jerusalem en ons besef, hierdie mense het geen lewe in hulle nie. Maak nie saak wat se feeste hulle onderhou nie. Maak nie saak hoe getrou hulle is nie. Paulus sê, Romeine 10 vers 2, they have a zeal for God, but it is without knowledge. Dis te vergeefs. Hulle het al hierdie rituele en feeste en spesiale dae en vakansiedae en al hierdie dinge en hulle onderhou dit alles. They have a zeal for God, but they are without knowledge. Hulle bid daar teen daardie blok, teen daardie muur, en dis waar die gebedjie stop. Hy dra nie, hy is hartseer. Hulle het nie die mediator nie, hulle het nie die advokaat wat namens hulle intree nie, hulle het nie Jesus wat daagliks vir hulle intree in gebed nie, want hulle verwerp hom absoluut. Dis die hartseer ding. Johannes 6 vers 27, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. En hier is 'n ding wat ek besef ons doen en waaraan ons onskuldig is. Hy sê, do not work for food that spoils. Weet julle nog steeds hoe baie tyd spandeer ons aan dinge wat tydelik is? Aan tydelik. Jou werk, jou beroep, jou erfporsie, al daardie goeders is tydelik en ons spandeer geweldig baie tyd aan hierdie dinge en God is opsioneel. Om tyd met God te spandeer of in mense se lewens betrokke te raak is opsioneel.
Jesus sê hy, do not work for food that spoils, but work dan. As hy sê, do not work for food that spoils, dan sê hy eintlik, work for food that endures to eternal life. Raak betrokke, doen ietsie, gebruik die tyd wat jy het, om iets te doen wat met ewige waarde. Want sien, ons het nog hierdie desperate dryfie binne ons om raak gesien te word, om goed genoeg te wees, om te voel ons het dit gemaak in die lewe, om te sê, kyk wat het ek met my tyd op aarde gedoen. Kyk hoe suksesvol is ek, en kyk die ander mense, hulle het net mooi niks bereik en gedoen in hulle lewe nie. Daardie is sonde, daardie gedagte, daardie dryf is 'n sondige dryf. Dit is nie 'n dryf wat onder ons veronderstel is om te wees nie. Hy sê spandeer tyd of werk dan aan die kos wat vir ewig is. Met ander woorde, dit is die enigste ding wat God se stamp of approval gaan hê. Because for on him, Jesus, God the Father has placed his seal of approval. Met ander woorde, ken jy hom? Ken hy jou? Dit gaan nie oor nagmaal nie, dit gaan oor totale integrasie met Christus. Met ander woorde, die Messias om hom te aanvaar beteken om hom te laat heers oor jou lewe, te heers oor jou beroep, te heers oor jou gesin, te heers oor jou identiteit, te heers oor jou begeertes. Ek besef net al hoe meer en meer dat ons moet hierdie discerning spirit van ons gebruik, hierdie gees van ons wat onderskat kan tref, dat nie alle seëninge of alle geleenthede is van die Here af nie, want hoeveel keer sit ek met 'n vrou wat huil, want haar man het die droompos van sy lewe gekry, maar hy moet in Angola gaan werk, of hy moet in Egipte gaan werk, of hy moet iewers in Afrika of in 'n ander land gaan werk, net dat hy 'n skelmpie daarso gekry het, en die droomlewe waaroor hulle nog die heeltyd gevra het en gebid het en gesmeek en gepleit het, nou kom hy en hy het betrokke geraak by 'n buiteegtelike verhouding en hy wil haar skei. Waar ons moet onderskeid tref en sê, hierdie geleentheid, gaan dit my en my gesin, gaan dit ons nader aan God bring en gaan dit ons nader aan mekaar bring. Dit is die onderskeid wat ons moet tref. Ja, met elke werk is daar uitdagings en daar's challenges en daar's goeders wat ons moet doen, maar nie ten koste van nie. En so is lekker om 'n vol bankrekening te hê, maar as ons by mekaar is, kan ons mekaar nie vat nie. Wanneer ons weg is, dan soos ons kom so goed oor die weg. Maar as ons by mekaar is ons petrol en vuur. Dit wys mos vir jou, iets is nie reg nie. Weet toe Jesus hulle so begin praat met hulle begin challenge. Julle soek my net vir dit wat ek vir julle kan doen en gee. Toe begin hy ander goeie sê. En op 'n stadium, toe hy hierdie ding sê, julle moet my vlees eet en julle moet my bloed drink. Met ander woorde, ek moet so betrokke wees in jou lewe. Jy moet jouself onderwerp aan my. Ek is nie 'n bykos nie, ek is die hoofgereg. Ek is breakfast, lunch en supper. Ek is jou dors, dit wat jou dors les. Dis wie ek is. En as dit nie goed genoeg is vir jou nie, toe wat doen hulle? Johannes 6 vers 66, dit is snaaks, 666. Toe beleef hulle Jesus as 666. Want dit sê also from that time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Interessant dat dit 666 is, want in 1 Johannes hoofstuk 2 en 1 Johannes hoofstuk 5, dan is Johannes, wat die naaste aan Jesus was, baie radikaal om te sê, mense wat Jesus verwerp, it is the Antichrist. Hy draai nie doekies om nie. Hy is soos, as jy Jesus verwerp, is dit die Antichrist. Punt klaar. Jew, Gentile, Greek, Roman, as jy Christus verwerp, it's the Antichrist. En hier so kom hulle, en hulle beleef God as hostile. Ag nee, as hy nou so gaan wees, dan wil ek net hê wat ek wil hê. Ek soek net iemand,
wat kan doen wat ek vra. Waar as ek 'n pyn het, as ek 'n behoefte het, as ek net dit. En so wanneer ons gemaklik maak en wanneer ons gemaak bo die kruis kies en nie die evangelie nie, wanneer ons sekuriteit meer as vertroue in God se soewereiniteit soek, wanneer ons daar spandeer om te kla oor wat ons nie het nie, terwyl ons met die brood van lewe in ons hand en ons siel stap. Dis wanneer ons mis dit wat God wil doen en bereik. Nou stap ek daar rond en nou vir die eerste keer in 'n lang tyd begin die Here met my praat en ek wil hierdie goed aan julle net aan julle onderwerp. 2 Tessalonisense 2 vers 9, hy sê, "The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works." Want sien, nou staan ons daar en jy weet daarso waar die nuwe tempel gebou gaan word en ons het daar gestap. Ons het actually die voorreg gehad om daar bo te wees waar die tempel gebou gaan wees. En waar God eendag op sy troon daar gaan sit, maar voordat God gaan sit, gaan die antichrist daar sit. En hierso is 'n verwysing na die antichrist, en hy sê, "The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works." Dis wat Satan doen, hy gaan presies die ding doen wat Satan gaan doen. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie. So hierdie persoonlike deurbrake en goeders en goed wat hy gaan doen en vir mense en vir nasies en in die wêreld. Hy gaan dit alles doen om die leuen te ondersteun, om mense te maak inkoop. And all the ways that wickedness deceives those who are perishing. So hy gaan goeders doen wat wickedness bevorder in mense se lewens. They perish because they refuse. Nou, as jy iets refuse, beteken dit jy het die opsie gehad om hierdie ding te kan aanvaar. En jy het gesê, nee dankie. So dit sê, they perish because they refuse. Hulle het gesê, nee dankie, to love the truth and to be saved. Maar ons weet wie's waarheid. Jesus. Daar hulle soek die brood sonder bekering, wonderwerke sonder waarheid, vervulling sonder versoening. Hulle soek hulle eie dinge. Nou luister wat sê een van die ou Puritans van die 1700s. Hy sê, "The most dangerous false Christ is not the one who denies Jesus, but the one who imitates his miracles while denying his message." Thessalonicense 2 vers 11. "For this reason God sends them a powerful delusion, so that they will believe the lie, and so that all will be condemned who have not believed the truth, but have delighted in wickedness." Daardie woord delighted in wickedness beteken those who loved wickedness. En ek besef hierdie ding, Satan's greatest strategy is not to make you hate God, but to make you satisfied without him. Die antichrist gaan kom en hy gaan al die tekens en wonders doen wat Jesus gedoen het. Maar hy gaan meer doen. Hy gaan vir mense gee wat hulle wil hê. Hy gaan vir mense gee wat Jesus nooit vir hulle sou gee nie. Die antichrist gaan vir mense goeders doen wat Jesus nie wou nie. Ek gaan dit nie nou vir jou gee nie. Deur lyding, you will learn obedience. Through suffering, you will learn obedience. For a short while, you will endure much tribulation, hardship. But count it all joy, brethren, when your faith is being tested. Daai goeders gaan hy uit die Bybel uithaal en hy gaan sê, nee, moenie worry nie. Wat wil jy gehad het? Dan.
En mense gaan inkoop in hierdie leuen en hulle gaan afdwaal van die waarheid. Ander plek in die Bybel sê, is even possible the elect. Loving wickedness. Om jou eie begeertes die hele tyd lief te hê is wicked. Want jy kom nooit op 'n plek om lief te kry waarvoor hy lief is nie. En hier is die waarheid, die skrif is daar, maar ons het nie die waarheid lief nie. Ons like die God wat vir ons nou gee, wat ons nou wil hê. En ons soek hom. En ons sal die ware Messias eenkant toe stoot, sodat ons iets anders kan kry. Iets kan kry wat my onmiddellik versadig. Tog besef ons nie, dit wat die Here vir jou nou doen, is presies wat jy nodig het om jou te sustain, om jou te dra, om jou lewe te gee. En ons verwerp dit, en ons raak ondankbaar, en ons minag die genade, en ons verwerp hom op die ou einde. Ons is skuldig aan dieselfde ding, wat gemaak het dat die hele nasie God mis. Dit is hartseer. The difference between a believer and an unbeliever is not who sins, but who mourns their sin. En ek vra julle vandag dat julle weer julle lewens sal herkalibreer, dat julle die reset knoppie sal druk, dat julle net weer die goeders in plek sal bring. En vir jouself vra, is ek werklik lief vir God? Of volg en volg ek hom omdat hy my grootste gawe is, of volg ek hom omdat hy vir my kan gee wat ek wil hê? Dit is die vraag wat jy jouself moet vra. Want dit is wat die Here met my gepraat het toe ek aan die ander kant is. Is ons werklik lief vir die Here? Of volg ons hom want hy is net vir my 'n quick fix? Ek sluit af met hierdie enetjie. Luister Filippense 3 vers 7 en 8. Hy sê, maar wat vir my wins was, wat vir my belangrik was, dit wat vir my gedryf het, dit wat my regtig geforseer het om sekere goeders te doen, maar dit wat vir my wins was, het ek om Christus wil skade geag. Met ander woorde, as jou drome, jou begeertes, jou ambisies groter is as jou liefde vir God en jou begeerte om hom te sien, dan is jy op 'n verkeerde plek, op 'n verkeerde pad, op 'n verkeerde spoor. Om sy gesig te ken, om hom te ken, moet vir jou belangriker wees as die grootste ding wat jy vir God wil doen op hierdie aarde. Jy wat hom moet ken. Ja, so kan die bedieningsspan vorentoe kom. Ons wil graag vir julle bid na die tyd. As daar enige behoefte is en ons kan saam met jou bid, dan wil ons jou vra dat jy net agter sal bly, dat ons saam met jou kan bid. Maar ek gaan vir jou net 'n oomblik gee, net 'n minuut, halwe minuut. Ek vra dat julle julle oë sal toemaak. En dat jy net vir 'n oomblik met die Here praat voordat jy gaan. En wat ook al die Here en die Heilige Gees op jou hart gelê het, dat jy dit net voor die Here bring. Is jy besig om jouself te versadig met hom? Is hy die essensie? Is hy die ononderhandelbare lewensbron van jou lewe? Is dit werklik hy en net hy? En so Hemelse Vader, kom ons na U toe in die naam van Jesus Christus en weer eens opnuut, wat 'n voorreg om Jesus as
God en Messias te kan bely. Wat 'n voorreg om in daardie naam bo alle name na U toe te kan kom vandag, Here. En te sê dankie. Dankie vir hierdie woord. Dankie dat die skrif ons harte en ons lewens konfronteer. Dankie dat U ons beïnvloed tot 'n plek van vrugbaarheid, sodat U Vader verheerlik kan word met die vrugte wat Christus deur ons bereik het. Heilige Gees, dankie dat U ons lei in alle waarheid. Dankie dat U regstelling bring. Dankie dat U ons fokus lei na dit wat regtig ewig is. En dit is Jesus homself. Dankie dat U Christus aan ons openbaar op 'n daaglikse basis. Dankie dat wanneer ons gaan om U te ontmoet, dat U daar is. Dankie dat niks wat ons doen, ons aanbidding, ons toewyding, niks is te vergeefs nie, maar die tye, the times of refreshing will come. Dankie dat U 'n lewendige God is. Dankie Heilige Gees dat U die lewendige manifestasie is. U is God en dat U self in ons openbaar. Dankie dat ons U kan ken. Dankie vir genesing, dankie vir bevryding. Dankie vir ons daaglikse brood. Ons gee U al die eer. Dankie dat U alle onsekerheid wegvat. Dankie dat U ons vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. En dankie vir die genade om regstellings te bring en nie in sonde te bly nie. Ons eer U vir die lewe wat U vrystel. En dat U vir ons die vermoë gee om werklik gehoorsaam aan U stem te kan wees. Ons gee U al die eer, Here Jesus. Amen en amen. Dankie dat julle ons ondersteun, dankie dat julle gekom het. Mag die Here julle ryklik seën. Sien julle volgende week as die Here wil. God bless, bye bye. Kom asseblief uit vir gebed. Ons wil saam met jou bid. Sien julle volgende week.